Goeiemôre liewe vriende. Ons is hierdie week aan die gesels oor die tema wanneer gelowiges verlore raak. En ons het juis na aanleiding van die 3 verlore verhale uit Lukas 15 gesien, dat daar ten minste 3 verskillende maniere is waarop ons as gelowiges soms verlore kan raak. Die verhaal van die muntstuk sê vir ons, sommige mense is net verlore, weg van God af. Uit die verhaal van die verlore skaap sien ons dat ons soms verlore raak deur net af te dwaal van God af. Onwetend en onbewustelik net stadig aan wegbeweeg van God, totdat ons agterkom op 'n stadium, maar ons is eintlik nou ver van God af. En uit die verhaal van die verlore seun sien ons dat ons soms doelbewus wegloop van God. Ons kies om hom te verlaat. En dit gebeur veral wanneer ons deur moeilike tye gaan, soos onder andere hierdie COVID-19 tyd. Ons raak kwaad vir God, ons raak teleurgestel, ons verloor vertroue in God, en dan uiteindelik beweeg ons weg van God. Maar uit die verhaal van die verlore seun, kom ons agter, daar's nog 'n manier wat ons verlore kan raak. En dit sien ons in die oudste broer se reaksie. Sommige kommentatore meen dat die titel van hierdie deel van die verhaal eintlik moet lees, die gelykenis van die 2 verlore seuns. Want ons sien dat die oudste broer ook in 'n sekere sin verlore was. Jy onthou mos die verhaal, toe die jongste seun terugkom en sy pa hom herstel en hy 'n groot fees reël om juis sy blydskap oor die terugkoms van die jonger broer te vier, toe is die reaksie van die ouer broer nie so positief nie. Sy eerste reaksie is een van kwaad. Hoor wat staan daar in Lukas 15 vers 28. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Hy wou buite bly. En dis 'n beeld wat ons kry vir iemand wat wegbly van die Vader se huis af. Wegbly van God. Hy het kwaad geword. Kwaad omdat sy pa die jongste seun vergewe het, om teruggeneem het, herstel het, fees gevier het, bly was oor sy terugkoms. Maar hy was nie. Hy was kwaad. En die kwaad wees het gespruit uit die feit dat hy nie sy jonger broer wou vergewe nie. En uiteindelik lei dit daartoe dat hy uit sy vader se huis bly. As dit ware wegloop van die vader, weier om na die vader toe te gaan. Sien, deur nie te vergewe nie, deurdat ek iemand nie wil vergewe nie, kan ek ook verlore raak. Want om nie te vergewe nie, hou my weg van die Vader, hou my buite sy liefde, dan raak ek self verlore, dan dwaal ek self weg van God af. Maar genadiglik sien ons ook dat God ook agter diegene aankom wat nie kan vergewe nie. Ons lees juis verder in vers 28. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom. God gee om vir mense wat ook verlore raak op grond van hulle onvergewensgesindheid, hulle onvermoë om te vergewe en werklik lief te hê soos die pa. Ook vir ons is daar 'n genadige God wat altyd na ons bly soek. Ons opsoek waar ons in ons onvergewensgesindheid verlore is, weg van God. Mag die Here jou help, my help, juis wanneer ons sukkel om te vergewe, dat ons die gevaarteken kan sien, dat ons juis verlore kan raak daardeur. En mag ons die Vader sien, soos hy agter ons aankom en ons kom soek, om ons weer terug in te neem in die Vaderhuis, in 'n liefdevolle verhouding met hom. Mag die Here jou seën, tot ons weer gesels, mooi loop en totsiens.